In ons laaste Bybelskool week 4 gaan ons 'n bietjie dit anders te doen. Ons gaan 'n bietjie fokus eerder op die musiek en die liedere wat ons gaan op fokus. So daar's verskillende style van musiek natuurlik. As jy nou die hymns vat of ons ou psalmboek, maar daar's veral 3 musiekgroepe wat ek by ietsie stil staan. Die eerste is die Psalm Project. Dit is om al 150 psalms is vir totaal en melodieë voorgeskryf en so. So jy kan op YouTube daarvoor gaan kyk. Jy kan ook Louis Brits het 'n paar wonderlike verwerkings van psalms. Ons gaan vanaand by Psalm 18 stil staan en jy kan daarna gaan luister en dan is daar jy sal die links van al hierdie musiek sal jy kry saam met hierdie YouTube video's, maar daar's ook The Grace Church wat 'n koormusiek psalms vir ons so mooi sing. So jy kan gerus daarna gaan kyk. Ek wil graag begin deur Psalm 23. Die Here is my herder. Die bekende Psalm 23 wat sê ek kom niks kort. Hy laat my rus in groen weivelde. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Maar die gedagte is dat jy nou hierdie Psalm lees en dit oordink en dat jy dan musiek saam met speel. As jy dit wil saam sing, is jy welkom of sommer net luister na die musiek. Ek gaan nie nou die musiek in hierdie YouTube video speel nie, want dit kan 'n probleem wees met die outeursregte, maar jy kan gerus dit gaan kies. As ons net so 'n paar gedagtes oor Psalm 23 met mekaar kan deel, dan is dit wys hoe die lewe saam met God is. Hierdie pelgrimstog is hierdie tafel in die teenwoordigheid van die vyand en om te woon in die huis van die Here. Die lewe is eintlik een lang pelgrimstog en gelowiges se lewe word beskryf as hierdie reis deur gevaarlike gebied op pad na God se teenwoordigheid, soos Israel deur die woestyn gereis het en later in ballingskap verlang het en na die terugkeer en leef as gelowiges uit die mense wat nog nie tuis is nie. Christene leef in hierdie spanning van dit wat hulle reeds het en dit wat hulle nog moet bereik. Deur Christus het ons God se koninkryk reeds deurgebreek, maar die wêreld is nog in hierdie greep vasgevang. So dit is die lewe van 'n pelgrim. So die tafel word voorberei voor die aangesig van die vyand. Hoe God voorsien vir ons, hoe dat hy vir ons sy eer en sorg gee en hoe hy sy kinders versorg deur vrees en deur skuld en deur skaamte en deur pyn, deur gevaar. Wanneer jy hierdie musiek luister, dan dink jy, luister jy na die woorde van hierdie Psalm en hoe hierdie Psalm beskryf dat ons vers 6 dat ons tuis is in die huis van die Here, wat ons reeds nou al in ons geloof God se teenwoordigheid beleef en hoe dat ons saam met hom gemeenskap kan hê en sodat ons diensbaar kan wees en hom kan dien. So die boodskap van Psalm 23 leer dat God nie net aan die einde van die reis wag nie. Hy is ook saam met ons op pad. Hy lei ons, hy beskerm ons en versorg ons. Hy ontvang ons as sy kinders, selfs al gaan ek deur gevaar en die vyand. Die gelowiges leef dus met hoop en is nog 'n pelgrims, maar God se teenwoordigheid sorg dat hulle in die huis van die Here kom. So jy kan, as jy na hierdie Psalm kyk na die beelde, kyk na die genre, die poesie wat ons geleer het. Wat is die boodskap vir jou? En dan kan jy na hierdie musiek luister. Jy kan dalk na die link toe gaan wat ek vir jou gee of na Psalm 23 luister. Die link wat ek vir jou gee gaan spesifiek na die Psalm Project. En luister net hoe mooi die vrou hierdie lied sing. Ek wil graag saam met jou stil staan by Psalm 18
En ek het 'n lied gekies van Louis Brits. Jy kan na Louis Brits se jy kan dit op Spotify luister, jy kan dit op YouTube luister. Hoe hy hierdie Psalm 18 so mooi verwoord. Kyk gerus na die beelde, na die genre, die poesie en die boodskap wat dit vir jou het. En jy kan hierdie Psalm sommer net lees en luister en stil word in gebed. Dit saam sing as jy wil. So die link is daarso. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na Psalm 18 as jy nou so deur hom blaai dan sien jy hoe die fondamente geskit word. Hoe hy sê, hoe hy sing in sy paleis, hoor hy sy geroep en hy hoe die Here die aarde skud en die Here dit uit die hemel uit laat reën. En dan herhaal hy hierdie koor, die Here is my rots, my skuilplek en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en sterk verlosser, my veilige vesting. So luister gerus na die woorde, hy gaan verder as hy dan eintlik net, ek loof hom wat my rots is, ek prys hom wat my gered het. En dat hy dit net heeltyd die Here verheerlik. Vir my persoonlik is eintlik dan net een woord wat ek sou wou sing en eintlik net vir ewigheid wil sing. En dis die woordjie amen. Dis my so aangrypend. Hierdie musiek en openbaring wat hulle net amen en amen en amen. Dis asof woorde, gedagtes, wense, al die goeders gaan tot niet. Want in God is daar volheid, in God is sy heerlikheid. Daar is niks meer wat hierdie lam van God, die leeu van Juda, vir ons wat daar nog kort nie. En ons kan net voor hom buig en hom aanbid. Luister gerus na Psalm 18 se verwerking, soos wat Louis Brits dit vir jou gee. Ek wil saam met jou na Psalm 130 kyk, en jy sal nou sien as jy na daai Symphony of Psalms out of the depths lees, dan sal jy sien dis 'n kooroptrede deur die Grace Church wat verskillende psalms, en jy kan eintlik elkeen van hulle, ek het nou op Psalm 130 gekies, jy kan eintlik dieselfde kies. Ek dink hy begin ook met Psalm 130, so jy kan net, dis aangrypend hoe hulle dit lees en hoe die teologie van die persoon wat voorgaan en hoe hy dit uitsing en uitroep. En so kyk gerus, lees gerus Psalm 130, kyk na die beelde, genre, poesie, wat is die boodskap vir jou, en dan gaan luister jy. Psalm 130 gaan eintlik oor vergifnis en oor God se geregtigheid. Hierdie Psalm is soos asof ons uit die dieptes uit roep en smag en vra na die genade van die Here, dat ons vra vir vergifnis, dat ons vertroue en ons verwagting in hom stel, en dat ons hierdie oorvloedige verlossing in ons lewe aanvaar. So Psalm 130 leer dat die mens uit die dieptes na God mag roep, omdat God nie net regverdig is nie, maar ook genadig. By hom is daar ware vergifnis en ware vaste hoop en troue liefde en oorvloedige verlossing. So sal jy Psalm 130 daar gaan soek op in daai musiekstuk en net stil word en dit in jou stilte tyd net na luister. Jy hoef nie alles nou vandag te doen nie, jy kan hom pause en jy kan net weer teruggaan en dit weer saam bid, saam sing of net daaroor mediteer. Psalm 119 kom ook in daai koorstuk voor. Jy kan weer na die beelde daar kyk, die genre, die poesie, die boodskap vir jou. Maar ek fokus, omdat Psalm 119 so lank is, fokus ek net op vers 153 tot 160. So in daai, jy kan op die 11 minute en 13 sekondes op daai video forward en dan luister na hierdie verwerking. Aanskou tog my ellende en red my, want u wet
het ek nie verontagsaam nie. Behartig tog my saak en bevry my. Hou my in die lewe volgens u belofte. Vir die goddelose is daar nie uitkoms nie, want hulle steur hulle nie aan u voorskrifte nie. U barmhartigheid is groot, Here, laat u bepalings geld. Hou my in die lewe. Ek het my baie vervolgers en teestanders, maar van u verordeninge wyk ek nie af nie. Ek het die verraad van die ontroues gesien, en dit het my met walging vervul, dat hulle u woord nie gehoorsaam nie. Neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here. Hou my in die lewe omdat u my liefhet. Op u woord kan 'n mens hom geheel en al verlaat. Al u bepalings is regverdig. Hulle staan vas. Nou, as jy nou net deur hierdie Psalm eers lees voordat jy nou na die musiek luister, dan voel dit jy amper weer asof jy weet die een oomblik dan pleit hy om die Here se genade. Aanskou tog my ellende, red my. En dan praat hy oor die goddeloses. En dat daar nie vir hulle uitkoms is nie. En dan in vers 156 dan is asof hy 'n nuwe persoon is wat hier skryf. U barmhartigheid is groot, Here, laat u bepalings geld. En dan praat hy weer oor die vervolgers en oor die verraad. En dan kom hy 159, dan sê hy neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here. Soos mense dit lees dan is dit hierdie gesprek en is amper of sy gedagtes rondspring, maar nie heeltemal nie. Dit vorm deel van die poësie. Maar as jy nou net 159 na die vers kyk, neem tog in ag dat ek u bevele liefhet, Here. Hou my in die lewe omdat u my liefhet. Weet dis eintlik nie wat ons geleer het nie, né? Ek gaan tog nie na die Here toe en sê onthou nou ek het daarom nou 'n paar wette gedoen, ek het nou 'n paar mooi dinge gedoen. U skuld my daarom nou iets goeds nie. Ons lewe uit genade. En dan eindig hy met hierdie woorde: hou my in die lewe omdat u my liefhet. En ons die God wat ons aanbid, die God wat ons verheerlik, sy grootheid word nie bepaal deur ons dade en wat ons doen nie, maar sy egtheid, sy regverdigheid, sy heiligheid word bepaal deur homself, wie hy is. Daarom kan ons vers 160 op u woord kan 'n mens heel en al verlaat. Al u bepalings is regverdig en hulle staan vas. Jy kan gerus die link daar druk en dan net na hierdie lied luister. En dan wil ek met jou afsluit by Psalm 13 wat ook in hierdie gedeelte is. Hierdie spesifieke musiekstuk. Psalm 13: hoe lank gaan u nog my bly vergeet? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Is 'n tipiese klaagpsalm. Is jy op daai punt of was al geleenthede wat jy op daai punt is? Wat jy soort van verwytend met die Here praat, omdat jy net doodgewoon worstel. Ek besef as ek hierdie stukke lees, dan baie keer het mense te doen met mense wat deur diep seer gaan, wat nie antwoorde het nie, wat 'n kind in die dood afstaan, of wat daar selfmoord in die familie was, of iets dramaties. Ek het een gesin mee te doen gehad waar hulle het 4 kinders en 3 seuns en 1 dogter en 3 van die seuns is dood. Net die dogter het oorgebly. En wat se hoop gee jy vir hulle? Wat gee vir die ouers? En uiteindelik kon hierdie ouers, hulle is letterlik die man is vroeër dood, die vrou hulle is letterlik dood in haar rou. En nou het ek met die dogter te doen. En nou wonder 'n mens. En nou wonder ek as jy nou vir mense so 'n psalm soos hierdie gee, selfs Psalm 88, Psalm 44 wat jy kan gaan lees, Psalm 22, maar veral 88 en 44 vertel net
Dis net donker. En as jy en mense nou dink mens moet nou nie daai Psalm vir so iemand gee nie. Nee, jy moet 'n troospsalm of 'n vreugdevolle Psalm gee. Maar daar lê ook 'n stuk bevryding in hierdie woorde. Hierdie woorde van worsteling. Want ons almal voel dat die Here het my vergeet of dat die Here kyk weg of die Here ek kyk nou eendag televisie en 'n persoon sê en die persoon is nie 'n gelowige nie, so hy praat vanuit 'n ateïstiese hoek en sê ja, as daar 'n God is, dan vat hy daarom maar 'n baie lang vakansies. En dit is soos mense, dis soos die wêreld God baie keer beleef. En nou lees jy hierdie Psalm en jy luister na die musiek en jy dink weer daaroor. Dankie dat jy hierdie reeks saam gedoen het. Hiermee sluit ons nou ons psalmreeks af. En ek wil weer vir jou uitnooi as jy nie die handleiding gekoop het nie. Hy is beskikbaar. Jy kan die kerkkantoor kontak en as hy uitdruk is, dan sal hulle vir jou spesiaal ene druk. Dit kos R100. En daarin kry jy ook 'n hele uiteensetting van dit wat ons oor gepraat het. En in die middelste gedeelte van die handleiding kry jy so 'n uiteensetting van al 150 psalms en 'n indelings daarvan en dan ook die laaste deel hoe om 'n psalm ook in die eerste persoon te skryf. En ons leer nie net met die psalms die diep rykdom en ryke woorde, goue woorde waarmee die Here beskryf word of waarmee emosie beskryf word nie as jy die psalms lees nie. Jy kan dit eintlik net bid. Jy kan dit net lees, hardop lees en net 'n vers lees en dit net bid, net daaroor dink. Maar hierdie psalms, wanneer ons so deur dit werk, help ook om te verstaan waardeur gaan die digter, waardeur gaan die skrywer. En jy het die verskillende genres en jy dankpsalms en lofpsalms en pelgrimsliedere en klaagliedere en dit help jou om 'n baie meer kleurvolle geloofslewe te hê. En dan wanneer jy die psalms lees om ook vir jouself te sê maar hoe verander Christus my perspektief of hoe help Christus se teenwoordigheid in my lewe om die lewe te kan hê wat in hierdie psalm vir my so mooi gesê word. So mag jy 'n geseënde tyd hê. Baie dankie dat jy saam met ons gedeel het.